Hallo en welkom by Farmspace. Ons is by die Proud Tour. Dinge gaan amper afskop. Ons praat bietjie met Bram van JAC. Nou, JAC klink dalk nie reg vir almal nie, maar dis 'n maatskappy wat nou al 10 jaar in Suid-Afrika leef en beef. Dis regtig ware opsie om na te kyk. Bram gaan ons bietjie vertel. Dankie Millie. Dankie vir die interview. Dankie dat julle hier is vandag om vir ons te kom ondersteun. Ons het graag iets wat ons vir die boere wil vertel. Ons het sopas 'n nuwe single cab bakkie gelaunch. Die laagste retail price in die land sonder wet R260,000. Ry op 'n 2 liter diesel engine, turbo diesel engine, 104 kilowatts en 320 Newtonmeters. Wat dit baie interessant maak is dat sy petrolverbruik verskriklik goed is. Op toetse wat ons gedoen het, het dit so laag as 6.1 gewees. Yes. Maar ons is ook rondom 6.9 as jy nou op die oop pad gaan en afhangende van die application. Maar dink vir jouself, as jy 2 km of 2 liters per 100 km spaar, hoeveel geld jy gaan spaar op die end op jou diesel. Tough workhorses, die engine wat hierin is al baie jare in gebruik. So hulle is reliable. En dan het ek 'n groter storie oor reliability wat ek graag vir julle wil vertel. Kom ons kom daar uit. Kyk, Die voertuig wat hier so staan is 'n T9. Ons het so 'n jaar gelede het ons by Zerotech in Pretoria, waar daar 'n ovaalbaan is, het ons gegaan en ons het die 24 uur rekord, endurance rekord in Suid-Afrika gebreek. Dit was gehou 15 jaar deur Isuzu en voor dit was dit gehou deur Toyota. Hoekom het ons dit gedoen? Ons wou net gewys het dat ons voertuie dieselfde reliability as die voertuie wat al vir jare in gebruik is in Suid-Afrika. ja, daai groot handelsmerke wat ek nou maar kan sê wat die boere ken, jy weet, 'n boer sonder 'n cruiser is soos 'n huis sonder 'n kombuis, dit maak net nie sin nie. So julle is regtig waar uit om 'n naam te maak en kan ek sê bietjie die huisname net te wys, jy weet. Ons is op pad vir julle moet lig loop. Ja, ek sal daarom nou nie heeltemal dit sê nie. Ek dink dit gaan baie moeilik wees om daai boere uit hulle Land Cruisers uit te kry, maar daar is 'n spesifieke nuwe mark vir ons ook. Daar is 'n groot trend in die double cab market dat mense begin inbeweeg in double cabs in. Ja. En dit is waar ons inkom. So ons pryse is 30% goedkoper as die normale pryse van die tradisionele brands uit daar. En dit maak baie sin want die Chinese vervaardig 33 miljoen voertuie per jaar. So uit dit uit is daar vreeslike economics of scale in die proses. So dit is hoekom die pryse so goed is en die waarde so hoog is in terme van wat mense terugkry. Nou 'n ander ding behalwe ons fuel economy wat so goed is, hierdie voertuie is ook baie goed op fuel economy. Is weer 'n keer al die waarde wat ons in die voertuig sit. Hulle het 'n baie hoë digital infotainment system wat jy kan gebruik en wat baie lekker is, soos byvoorbeeld 'n 360 kamera reg rondom wat baie handig is op die plaas as jy nou op jou paadjies se goed ry. Interessant oor hierdie voertuig. Ons gemiddelde spoed was 170 km/h en dit sluit in al die pitstops wat ons gemaak het. Ons een partner was Engine gewees wat vir ons die diesel gegee het vir die endurance race en Continental wat vir ons die tyres gegee het. Die tyres wat op hierdie voertuig is nog die tyres wat ons gebruik het, maar ons gemiddelde spoed was 170.1, so ons het about 180 gedoen heel pad. En ons petrolverbruik op dit dieselverbruik was 16.5 liters per 100 km. Yes. Wat fantasties goed Dis is. absoluut fantasties. Ja, so dit het ons net gedoen in terme van reliability. Ons wil vir mense wys dat ons voertuie het maar dieselfde reliability as ander voertuie daar buite. Ja, en dis vanaand belangrik soos wat ons nou na die volgende een toe stap. As ek 'n bakkie koop, wil ek seker wees hy hou. Ek wil nie hoef te worry nie. En soos julle sê, 24 uur konstant en jy handhaaf 'n spoed, gemiddelde spoed van 170. Dit wys vir jou daar is iets in hierdie JAC handelsmerk wat werk, wat gepas is. 100%. Ek dink ons het ook van ons partners, so Volkswagen is ons partner in China. Ja. So dit is baie belangrik vir ons ook want hulle het 'n goeie naam, hulle kwaliteit is goed en daai engineering word oorgedra in ons produkte ook wat ons baie bly is oor en dit gee vir ons nog 'n hupstoot in die mark. Nou Bram, ons staan nou hierso by die X200. Nou vir die van julle wat 'n three-way drop ken, hy's nou net 'n double cab, so jy kan nou bietjie meer mense inlaai en bietjie meer agterop laai. Vat ons vinnig deur, wat maak hom uniek?
So weer ek jy, dit is die forward cab configuration, so dit gee vir jou 'n langer bak. Ja, Ons voertuie kom met ons competitors uitdaal. Hulle hierdie double cab van ons het dieselfde dra vermoë as wat die Kia en die Hyundai het, die H100. Al is hy 'n double cab. So hierdie is 'n 1.3 ton en ons single cab is 'n 1.5 ton wat groter as ons competitors is. Wat hierdie ene baie nice maak is hy is gehomologeer vir 6 mense. ja. So jy kan 6 mense wettig in hierdie voertuig ry. So jy kan 'n lekker spannetjie laai en dan kan hulle nou nog ingemak, ingerief, lekker ry, geen worries nie. Korrek, en natuurlik daar's 'n safety element ook met die nuwe Arto wetgewing wat inkom. Jy mag eintlik mos nie mense agter op jou bakkie rondry Ja. So mense met groot cruise, kom ons sê mag mense in glasmaatskappye wat glas moet gaan opsit, dis die tipe van voertuie wat hulle koop om Om hulle daar buite te gaan. personeel te vervoer mee. Personeel hier binne en dan obviously jou vrag agter. Ja, ek bedoel 1.3 ton laai is nogal 'n redelike gewiggie wat jy kan laai vir jou spannetjie. En jy kan sien ewen op ons hoë kostes hoe goed is die kwaliteit as jy kyk nou hoe die deure toemaak. Ja, hy is so gerieflik, so gemaklik, sag oop, sag toe. Korrek. Weer 'n keer dis 'n werksvoertuig, maar jy kan sien ook al elektroniese dials, Bluetooth, dat jy al jou konnektiwiteit kan behou. En ry op dieselfde 2 liter engine as wat ons single cab ry en ons T8 ook. So dit is 'n proven 2 liter engine. Wat ook een van sy groot voordele is hoe lig hy op diesel is. Nou, hierso staan julle T9, hy is nou mooi gebrand en als, maar dis nou nie eintlik die een wat jy vir my wil wys nie. Ek weet daar's 'n spesifieke enetjie wat ek dink die boere regtig waar moet oorweeg en moet na kyk. Vat ons net vinnig deur hierdie T9, laat ons nou nie te veel vashak by hom nie. Kom ons by die regte T9 uit. So ons T9 reeks bestaan uit hulle begin by 549 000, so kom ons begin by die prys wat 'n ongelooflike goeie prys is. Ja. Hy het 'n ander 2 liter engine in as wat ons ander 2 liter die T8 en die T6 is. Hulle kom in 2 performance units, die een is 125 kW en 444 Newtonmeters. Dan het ons die T9 Hunter, ook 'n diesel. Hy sit uit 144 kW en 487 Newtonmeters. So dit is amper waar die Legend lê in terme van hulle performance gebruik. Ja. Ook soos ek sê, 360 kameras reg rondom. Ons het 'n sunroof in. Hulle is uitstekende 4x4 voertuie ook. Hulle kom met 'n 8-spoed ZF gearbox. 'n ZF gearbox. ZF gearbox, dit word gebruik deur baie brands soos BMW se performance radkas. So jou radverwisseling is so vinnig en so glad, jy weet nie eers nie, dis soos 'n double clutch system. Yesie, so hierdie is nou regtig waar as jy nou in gemak wil ry met al die bells and whistles soos wat hulle dit noem, is hierdie T9 vir jou. Hierdie is die T9 vir jou en soos ek sê, hulle begin by R549 000 wat 'n baie goeie prys is en baie goeie waarde wat jy kry. Wat my deurbring na die T8 toe, ook 'n 2 liter engine selfs as wat die T6 het, maar hierdie T8 het ook die beste stiekerprys in die land. Hulle begin op 349. So vir 350 kan jy vir jou 'n double cab bakkie koop. Vir my hierdie T8, ek sien sy wiele is nou 'n klein bietjie anderste en ons het vinnig vroeër daaroor gepraat. Hoekom het julle gekies op hierdie ontwerp? Wat maak hierdie rimontwerp vir die boere gepas? Ja, so die staalwiele is meer durable en is nie net meer vir die boere nie. Daar is soveel potholes op ons paaie dat ons navorsing het vir ons uitgewys dat ons staalwiele moet inbring, want as jy deur 'n pothole gaan, jy verloor jou band en jy buig jou rim, dan vat jy 'n hamer in 'n stuk hout en jy slaan jou rim weer uit dat hy rond is. As dit 'n aluminium wiel is, sou jy hom moes vervang vir R1000 of whatever dit is. Ja, dis nou hierdie soos die gewone wiele, hulle is baie sterk ook. Maar weer 'n keer, soos jy kan vir jouself imagine, hierdie voertuig loop 30,000 km se maand. En hy kan nie van die pad af nie. So wiel word afgehaal, uitgeslaan of daar spaar en hulle kos baie goedkoper as hierdie ook. Yes, dit maak dit regtig waar koste-effektief, gehard. Jy het jou double cab en jy weet
jy kan regtig waar, as daar iets fout is, kan jy dit regmaak. Soos jy gesê, daai potholes is werklik ware probleem. Rims is duur, tyres is duur. Voertuie oor die algemeen is duur en hierdie is daai sakpas opsie vir jou. 100%, soos ek sê, vir 350.000 kan jy 'n dubbelcab ry, 2 liter manual, so dit is regtig 'n baie gewilde produk op hierdie stadium by ons. Iets anders wat ek ook net vir jou wil noem is van ons produkte soos die T9, hulle het 'n 5 jaar 200.000 km waarborg. So weer 'n keer, ons gaan net terug na die reliability toe. So we put our money where our mouths are. Absoluut. Nou, hierso is nou eintlik wat die boere wil sien en moet sien. Bietjie spaar op jou brandstof, bietjie help om kostes te verlaag. 'n PHEV. Korrek. Dit staan vir plug-in hybrid, so hierdie is 'n elektriese voertuig, maar hy het ook 'n engine in. So hoe hulle op hulle beste werk is as jy byvoorbeeld 100 km op 'n dag travel, so jy het 'n range op jou battery vir about 100 km. Okay. So as jy 50 km dorp toe ry en 50 km terug, gebruik jy glad nie brandstof nie. Dan ry jy verniet. Dan ry jy verniet. Soos ons by Nampo ook vir die mense gesê het, is jy sal klaar van die grid af by die huis want jy hou nie van Eskom nie, jy wil ook nie so baie diesel gebruik nie, dan is hierdie jou antwoord. Vanaand kom plak jy hom in. By die huis, by jou solar panels en jy trek jou krag, dit kos jou niks nie want jou investment is gedoen. 100 km op die batterye, jou engine hardloop nie saam nie. Hoe dit werk ook, hy het 2 elektriese motors, een op die vooras, een op die agteras, en hy het ook 'n 2 liter petrol engine in. So die petrol engine dryf die voertuig, en elektriese motors dryf ook die voertuig. So, Okay, so dit is 'n kombinasie wat nou saamwerk. Maar daai kombinasie veroorsaak dat ons 365 Newtonmeters het. Yes. So dis dubbel wat die gewone bakkies het, van die vinnigste bakkies in Suid-Afrika. Ja. 365 en sy Newtonmeters is 680 Newtonmeters. Ja, dis So, regtig wat baie hoog is. 'n Ander interessante ding is wat ek vir jou hier kan wys, van jou battery af, het jy 'n 3-fase plak hier agterin, waar jy ewen jou swysmasjien kan inplak om werk op die plaas te doen. So jy kan, as hy vol gelaai is, kan jy in die middel van die veld, jy prop daarso in wat jy kort, en jy kan hom amper gebruik as 'n powerbank, as ek dit nou maar so kan sê, maar dis 'n powerbank wat jy mee kan ry, dis nou... Korrek, ja, so jy kan gaan kamp, nie. hy het ook sy onboard generator, hy gaan nou vir jou wys, so jy kan gaan kamp op die berg, met jou yskaste, al wat die dinge saamvat, en as die krag uitgeloop het die battery, dan start jy hom, sit jou onboard generator aan, en dan begin laai die voertuig weer, die battery weer. Wat hom ook nice maak, jy sal nooit range anxiety kry nie, want as jou battery uitgehardloop het, dan vat die 2 liter engine oor, en hy produce ook electricity soos jy aangaan, hy laai die battery. Okay, so hy herlaai hom soos wat hy aangaan, hy bou energie op, wek energie op, Correct. Jy gaan regtig waar, al wat jy moet seker maak is, of jou battery is vol, en jou tank is vol, en jy klim op pad, en jy gaan aan. Dit is waar maar soos ek sê, dit is waar 'n groot voordeel inkom, maar sy grootste voordeel is as jy daai 100 km trips elke dag het, van jou huis af van jou plaas af dorp toe, gaan kry jou goed, kom terug en laai die kinders op, kom terug, en jy gebruik net elektrisiteit. Ja, as ma gou 'n brood of melk kry, hierso gooi jy jou diesel in, net sodat jy kan sien, hy werk actually, hy het 'n engine. Kom ons klim bietjie voor in, Bram, ons kyk bietjie hierso. Die tegnologie wat jy inbring is regtig waar merkwaardig. Vat ons bietjie hierdeur. Wat het ons hierso? So, laat ek eers net die voertuig aansit. Jy sal sien die voertuig is nou gereed. Jy kan sien sy power steering, maar daar's nie 'n geluid nie. Ja. Ek voel hy draai onder my, maar... Ja, nee, so, dis soos dit klink, wat een van sy groot voordele is, dis hoekom met 'n petrol engine en nie 'n diesel engine is nie, want deel van EV, van die elektriese voertuie, is dat jy die stilte het. Ja. So ek sê altyd vir mense, ek en my vrou is diep in ons 60's, maar ons kan mekaar nou weer hoor, as ons praat in die kar, want jy hoor nie 'n geluid nie. So dis baie nice. Wat sy groot, kom ek vir jou 'n bietjie verduidelik oor sy energie bestuurstelsel. Jy sal sien daarso is jou battery, hy wys hy 60% gelaai nou.
Jy kan dan die verskillende opsies hoe jy jou regenerative braking wil gebruik, so want as jy afslek of jou remme trap soos 'n F1 voertuig, dan herlaai die battery. Ja, soos die nuwe F1 reëls het nou gestel dat hy so werk. Korrek. So jy kan hom ook stel dat hy outomaties besluit as jy nou ry op die pad. So daar sal hy vir jou wys jou agteras, jou elektriese motor as hy anders en die vooras en daar's die engine. So hy sal dit reguleer soos jy ry. Of jy kan sê fuel priority eerste. So jy sal dit byvoorbeeld gebruik as jou battery besig is om af te gaan. Dan gebruik jy net jou engine. Ja. En as jy in die dorp ry of daar 100 km waarvan ek praat, dan sal jy sit EV priority. Dan gebruik hy slegs die battery. Korrek, ja. Jy kan hom ook stel dat jou state of charge minder is. So hy sal eers van 30 of 20% daar begin laai. Maar as jy nou in die dorp rond op die pad ry, dan kan jy hom so stel dat hy hom die hele tyd kan charge. So hy gee vir jou even graphs en goed vir jou energieverbruik. So jy kan nou presies daarso nou lekker sien, jy weet data wie dalk harder gery, wie ry dalk sagter, wie ry mooier met die kar en wie ry glad nie mooi met die kar. Wie ry glad nie mooi met die kar nie. Maar weer 'n keer as ek sê, jy kan hom stel dat hy sekere tye van die nag, waar sal dit wees, charging. So daar kan jy hom stel dat hy 'n sekere tyd in die nag charge. Hoekom is dit belangrik? Want sekere tye in die nag raak die energie van Eskom goedkoper ook. Ja, soos wat die lading maar nou afneem op die grid, dan raak dit nou maar goedkoper. En wat ek jou van vertel het, so fantastiese goed. Ek gaan nou vir jou vertel nog meer oor dit, maar kom ek wys gou vir jou hierdie. Nou hierdie is 'n outomatiese 4x4, soos nou hierso kan wys, hier draai nou. Ja, so hy het 'n dial switch, so daarso is ek nou gereed om te ry. Hy's in drive, jy hoor nog steeds niks nie. Jy kan sien op die radar ook hoe tel hy die mense daar voor ons op wat stap. Dis daai mense daarso en dan tel hulle nou daarso. Korrek. Tel hulle. Ja, dis regtig waar. Dis nou. Hy het ook 'n GoPro wat jy daar inplak en dan sal hy van die voorste kameras af vir jou alles afneem wat jy moet hê, ja. Al jou lekker dinge charge. Hey, sigaretport. Sien hulle nie meer baie nie. Ja. En agter het hy ook 'n 220 volt inverter. So hy het hier op agter alles teen neergeset dit en hulle het ook aircon in die agterkant. Maar hierdie is wat ek vir jou wou gewys het. As jy nou daar bo op die berg is. Ja, as jy nou daai kampering doen, dan net daar ingaan in park. So jy is nou bo op die berg en jou battery is nou depleted, dan gaan jy net sê engine charging. En daar start hy. En daar loop jou generator en hy sal nou jou battery begin charge. Yes, dit is nou regtig waar. Go anywhere, al wat jou stop is jy jouself en waantoe jy wil gaan. Korrek. En jy het nog 'n setting dat jy hom kan laat hardloop ook as jy weet. Daar is hy bietjie stiller nou. Nou kan jy in vrede as jy in die natuur kampeer, dan hoef jy nie heeltyd daai generator te hoor nie, maar jy weet daarom hy loop. Ja, korrek. En wat ook interessant is van hierdie voertuie, mense begin kyk hulle nou meer, jy praat nou van op die plase en goed, soos vir game viewing. Is dit natuurlik ideaal, want as jy nou jou kar laat staan idle daarso, dis wat dit is, as jy langs die watergat sit. Hy is aan. Hy is aan, ja. Maar jy hoor, ek nie. Ja, daar hoor jy die musiek, maar jy hoor nie die kar nie. As jy ry ook, dan hoor jy die karre langs jou. Op daai punt, ons is die markleiers in elektriese battery elektriese trokke in Suid-Afrika. Okay. Ons het so 70 van hulle op die pad. Niemand is naby ons nie. Ek dink Fuso het 1 of 2 of 'n paar op POC. Maar ons is die markleiers, ouens soos Takealot by ons, DSV, Blue Ribbon Bakery. En daai voertuig hardloop op 'n 200 km roterende trip. Wat dit natuurlik ideaal maak, al die groot mense met hulle warehouses het vandag solar en battery. Ja. So op sy 200 trip, hulle sien watter een kom in, hoe moet hulle hom charge, moet hulle hom vinnig charge, moet hulle hom stadig charge, en dan gebruik hulle net energie wat hulle van sonkrag af kry. Dis regtig vir my. So die data wat ons het is jy spaar about per trok about 50% op diesel as jy 10,000 km ry in 'n maand. En jy spaar so 70% op maintenance koste. Rede vir maintenance koste is hy het nie al die engines en goed wat hy moet charge, dit is net elektriese motors. So om dit in perspektief te sit, die saving wat jy maak op 50% diesel
op 'n trok, dit is die paaiement, dis about R22,000, dis die paaiement van 'n elektriese trok. So onmiddellik kry jy jou geld terug. Onmiddellik, ja. Nou, kom ons vang die mense hier buite nou. Okay. JIC klink dalk nou vir die mense nie, maar soos ek sê, julle is nou al 10 jaar in die Suid-Afrikaanse mark, wat julle die mark bedien. Nou sê vir my bietjie Bram, waar sien jy die toekoms van JIC ingaan? So ons is al klaar groot, obviously, omdat ons al amper 10 jaar in die land is. Ons het 70 handelaars reg deur Suid-Afrika, so dit sluit in Namibië, Botswana, Malawi, Mosambiek, basies in Suider-Afrika. Yes, ja. So, en ons produkte is baie goed aanvaar in die mark. So ons het goeie dieselprodukte, die reliability is goed, en soos ek sê, ons fuel consumption is outstanding. So baie mense kom na ons toe net om te kom swap, sodat hulle die savings op dit kan doen. Ook wat ek gesê, die waarde op ons voertuie is so goed. Obviously, dis wat die Chinese goed regkry met economics of scale, maar as jy vat waar ons voertuie begin 500 vir die T9 R550,000 vir 'n splinternuwe voertuig. Soos ek sê baie keer, ons gaan nie die Toyota ou dalk uit sy voertuig uit kry nie, maar daar is 'n persoon wat in 'n brand new bakkie kan klim en hy hoef nie 'n tweedehandse voertuig iewers te koop nie, en hierdie een is vir 'n nuwe een dieselfde prys met nuwe waarborge by. Absoluut. Nou, Bram, hoekom moet boere julle vandag kom sien by die Pro-toer? Of oor die algemeen het, in elk geval, as hulle nou nie vandag hier kan uitkom Ja. nie. So wat hulle regtig moet kom kyk na is ons single cab bakkie. Dis hoekom ons hom hier so het ook vandag, dis ons hero vehicle vandag. Weer 'n keer net sy waarde vir selfde as wat jy 'n Suzuki Swift kan koop vir R260,000. Kry jy vir jou 'n single cab, wat's beter? Dis reg, en jy kan werk met hom, jy kan geld verdien met hom. Soos ek sê, reliability proven, so ons is baie happy met hulle. Hulle verkoop goed, hulle is goed deur die mark aanvaar. En dis die vraag wat mense ook vra. So, hoekom moet jy 'n R500,000 se bakkie koop vir 'n werker wat op en af ry? Hierso is een wat net so goed is met dieselfde tipe van waarborge vir die helfte van die prys. En SARS like it. SARS hou van 'n single cab. SARS hou van 'n single cab. SARS, dis een ding wat ek geleer het in my grootmenslewe. SARS hou van 'n single cab. Korrek. Wat interessant is van ons single cab ook, as mense vergelykings doen, ons cab is baie groot vir 'n single cab. So jy sit baie gemakliker, ons ouens wat groot en lank is, ons fit maklik in die bakkie, omdat hy bietjie meer spacious is. Jy kan sien aan die agterkant is hy bietjie uitgebou. Bram, die demos gaan nou amper begin. Ek gaan nie jou tyd verder mors nie. Ek kan nie wag om hierdie op die pad te sien in hierdie demos nie. Ek dink eerlikwaar, die kopskuif wat die boere moet maak na hierdie handelsmerk toe is merkwaardig. Soos jy sê, waarde vir geld, reliability, en net daai bietjie spaar wat jy kan kry met die dieselverbruik maak al klaar 'n massiewe verskil aan die boere se sak. Korrek. Bram, dankie baie. Dankie Millie, dankie. Daar sy, dit was Bram van JIC. Soos hy genoem het, dis regtig ware handelsmerk, koste-effektief, beteken nie kwaliteit gaan verlore nie. JIC is 'n handelsmerk vir die boere, waar die boere na moet kyk, net om bietjie geld te spaar, bietjie beheer terug te neem. Soos hy gesê het, hulle het dienste, hulle is nou al 10 jaar in, hulle vat rekords van die groot name af. Hierdie is 'n handelsmerk wat jy moet nastreef. Dis die van Farmspace af, al die pad van die Pro-toer Kroonstad af. Tot volgende keer, groete.